toe ek begin voorberei het, en die Here begin praat het oor 'n woord vir vanoggend, want ek glo absoluut daarin dat ons, alhoewel die woord van die Here soveel rykend is, en daar so baie dinge kan deel, as ek met u moet deel op 'n Sondag, wat weekliks met my gebeur, en die skrifte wat ek lees, en al die dinge wat ek sien, dan sal dit so moeilik wees, want daar's soveel dinge wat uit God se woord uitstaan. Maar ek glo dat, wanneer ons voorberei, is daar 'n pertinente woord wat God wil gee, en dat die Gees van die Here is betrokke met elke diens, en dit elke keer 'n woord wat hy wil bring. En toe ek voorberei vir hierdie diens, en nog selfs voor ek begin voorberei, ek net met die Gees van die Here begin praat, en God het 'n gedagte by my gelos, en die gedagte was, wat maak ons wanneer daar nie meer hoop is nie? Wat gebeur wanneer ons hoop verdwyn? Wat gebeur wanneer dinge lyk asof dit nie gaan uitwerk nie, en jy dalk 'n paar beloftes van die Here ontvang, en dinge lyk net nie asof dit in daai rigting beweeg nie. Jy bid, jy's by die voete van die Here, jy word deur sy Gees gelei. In jou oë doen jy alles moontlik om te leef vir die Here, en dinge lyk net nie of dit uitwerk nie. En die Here herinner my aan 'n sekere skrifgedeelte, terwyl God my herinner aan die spesifieke verhaal, toe dink ek by myself, Here, maar dis wat hulle vir kinders leer. Wil U nou regtig hê ek moet daaroor bedien? En toe, oombliklik laat God 'n skrif in my gedagte kom. En toe ek die skrifgedeelte gaan lees, toe is die skrifgedeelte gevang in die verhaal wat vroeër was, wat God met my gepraat en gesê het, ek moet deel, en ek sê toe, Here, maar ek weet dis U wat praat, en ek moet ag gee daarop. Die verhaal waaroor ek vandag wil praat, is die verhaal van Josef. Nou, ons weet deur Sondagskool, en hopelik deur Bybelskool, dat die verhaal van Josef is 'n ongelooflike verhaal van God se bonatuurlike plan. God se bonatuurlike plan in jong Josef se lewe. En dat maak nie saak wat mens beplan nie, op die einde van die dag wat God beplan sal geskied. En dat niks wat in Josef se verhaal was, toevallig was nie. En toe ek begin bid oor hierdie gedeelte, die Here, die skrifgedeelte by my laat voordat kom, wat Genesis 50 vers 18 tot 20 is. Ons is baie keer lief vir hierdie gesegde, en ek wil vir 'n bietjie meer konteks gee oor waarin dit geskryf is. En Genesis 50 vers 18 tot 20 sê die volgende: En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees nie, want is ek in die plek van God, vra hulle. Vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Hierdie is so diep skrifgedeelte. En toe ek hierdie gedeelte voorberei, toe sê die Gees van die Here vir my, ek moet die hele gedeelte, al die pad van Genesis 37 tot Genesis 50 in die verhaal van Moses moet ek gaan lees. En ek het gisteraand 'n hele paar ure gespandeer om deur hierdie verhaal te werk, en dit was so moeilik om skrifgedeeltes in dit uit te kies, want hierdie storie bevat soveel geestelike waarhede. En dit was vir my so moeilik om vanoggend 'n woord aan u te bedien, en dit nie 4 ure te maak nie. Want dit is so maklik, as ons God se woord doen, om dit te doen. Want dit is net soveel, so groot en soveel rykend. En met die verloop van die diens vanoggend, terwyl ek agter staan, het die Gees van die Here vir my gesê, jy begin aan die einde. So ek is eintlik aan die einde van my woord. Prys die Here. Hoe vinnig was dit? Ek kan bly wees die Heilige Gees het ingetree. Kon 'n baie lang diens geraak het. Maar ek begin aan die einde van my woord. Sien, in die konteks waarin Genesis 50 geskryf word, spesifiek hierdie gedeelte in 18 vers 20, waar jong Josef, of eintlik nou ouer Josef, vir sy broers sê dat hulle hoef nie bevrees te wees nie, dat maak nie saak wat hulle plan vir sy lewe was nie, maak nie saak wat hulle gedoen het in die geskiedenis nie, hy is waar God hom wil hê. Hy is presies waar God hom wou hê. En as ons deur die verhaal van Josef gaan, aan die pad van Genesis 37 af, dan besef ons niks van hierdie dinge was toevallig nie. Sien, dit begin by die feit, dat die woord van die Here ons leer in Genesis 37, dat Jakob het Josef lief gehad. En hy het hierdie spesiale kleed, soos ons in Sondagskool geleer het, vir Josef gemaak, en hy het hierdie spesiale kleed vir hom aangetrek, en dit het jaloesie by sy broers opgebring. Jaloesie by sy broers opgedring.
Want hulle het besef deur hierdie mooi rok, hierdie mooi kleed wat sy vader vir hom gemaak het, dat daar is iets spesiaals aan Josef. En toe kom jong Josef, soos enige oningeligte tiener sou, en hy vertel 'n droom, wat nog meer jaloesie aan sy broers opgestook het. Hy vertel hierdie droom, en hy sê vir sy broers, presies, God gee hom in die droom, en ons verstaan dit in Engels as wheat in die tears, en God gee hom die droom, en die uitleg van die droom is dat hulle gaan voor hom neerbuig, sy broers gaan voor hom neerbuig. God gee hom 'n ander droom, wat soortgelyk daarmee te doen het, en dit sê dat die maan en die ster en die son het voor hom neergebuig, en hy vertel dit vir sy broers, en die tweede droom vertel hy ook vir sy broers, en ook toe vir sy vader. En toe sy broers hoor van hierdie droom wat hy kry, toe sê hy, luister nie so, wie dink, toe dink hulle sê, van bietjie, luister boetie, wie dink jy is jy? Kan jy imagine, jy is dalk so net so, dis kan 20, en hier kom jou jonger boetie na jou toe en sê vir hom, luister hier so, die Here sê vir my, jy gaan eendag vir my werk. Ek is doodseker daarvan, meeste van ons gaan sê, man, tech. Waarom is jy besig? Jy probeer jy nou groot hou. Soos jy lekker laat lammetjie. En hier kom jonge Josef en hy sê vir sy boeties, broer, die Here wys my, julle gaan eendag voor my neerdaal, en julle gaan voor my buig. Daar is jaloesie wat by hierdie broers opgestook word. En op 'n dag gee sy vader Jakob hom die instruksie. En sy vader Jakob sê vir hom, luister hierso, gaan na die veld gaan kyk waar jou broers is. En toe hulle hom in die afstand sien aankom, toe begin hulle met mekaar praat oor wat hulle met hom gaan doen. En hierdie manne is besig om 'n plan te beraam om Josef dood te maak. En een van die broers, Reuben, tree in en sê nee, moenie sy bloed op ons hande hê nie. Kom ons moet hom nie met bloed vergiet nie. En hy tree in en hy sê, maar kom op toe met 'n plan, maar kom ons gooi hom eerder in 'n put. Want jy sien hulle hom doodgemaak het in die put gegooi het. Toe besluit hulle om hom lewendig in hierdie put te los. En sonder hulle broer Reuben se wete, verkoop hulle toe vir Josef aan die Ismaeliete. Hulle verkoop toe vir Josef aan die Ismaeliete, en Josef gaan toe, en die Ismaeliete word verkoop toe vir Josef in die land van Egipte, aan die hoofdienaar van Farao, Potifar. En hy is toe in Potifar se huis. Sien, dit begin by die plek waar Josef 'n droom en 'n visie kry van God. Sien, baie keer as ons lewens vir die Here gee, is daar 'n belofte wat vir u gegee was. En baie keer lê daai belofte van God, en dit voel vir jou net asof dinge nie in plek kom nie. Inteendeel, soos Josef homself bevind, nie net het hy die droom van sy broers wat hy neerbuig nie, maar tussenin word hy in 'n sloot gegooi, 'n put gegooi. En uit die put uit word hy verkoop as 'n slaaf. So die Here gee hom 'n droom en sê, luister, die mense gaan voor jou neerbuig, maar nou buig hy. Nou is hy die slaaf. Sien hoe ver in die oomblik waar Josef as slaaf in Potifar se huis kom, hoe ver hy homself van die belofte van God beleef. Hoe ver beleef hy, wat se emosies moes Josef beleef het in daardie oomblik? So baie keer gebeur dinge in ons lewens en ons dink, Here, waar is U nou? Waar is U nou? Jesus het vir my die beloftes gegee. Ek het my lewe aan U geplaas. Jesus, ek het vir U alles gegee. Waar is U nou? Waar is hierdie visie, hierdie visioen, hierdie belofte wat U aan my gegee het? Ek beleef myself so ver weg van wat U gesê het gaan wees. En ons begin twyfel. En ons sien in Potifar se huis kry Josef soveel guns dat hy basies net onder Potifar is en Potifar los al sy saak aan hom. Die woord van die Here verklaar dat die Here was met Josef gewees en het hom soveel guns gegee dat nie net was Josef geseënd nie, God het Potifar geseën as gevolg van Josef. Dis hoeveel guns Josef oor sy lewe gehad het. So duidelik wys die woord van God in daardie situasie is God soveel betrokke. God is daar in elke oomblik. Hy los ons nie alleen nie. Selfs wanneer ons in 'n vreemde land sit, in 'n vreemde huis, wat nie ons Vader se huis is nie, waar ons gedink het ons sal nooit ooit wees nie, is God steeds daar. En in die spesifieke gedeelte lees ons toe, terwyl Josef soveel guns beleef, kom Potifar se vrou na hom toe en probeer hom verlei. En toe hy nie wil saamspeel nie, en sê maar hy is nie bereid om teen Potifar te sondig nie, maar ook nie teen God nie,
Toe besluit sy, okay, maar sy gaan maak asof hy het, en sy roep hom 'n tweede keer nader, en probeer haar kry, of hom kry, om saam met haar gemeenskap te hou, en toe dit nie werk nie, toe lieg sy, en maak asof hy met haar geslaap het. En uit woede uit, gooi Potifar vir Josef in die tronk. Maar spesifiek die gevangenis van waar die koning se mense gehou word. Jy sien, wat vir my so toevallig van hierdie situasie is, hoe meer dit lyk asof die duiwel besig is om te steel, hoe nader is Josef besig om aan die wil van die Here te beweeg. Elke keer wat dit lyk asof die duiwel die oorhang het in Josef se lewe, is God besig om hom strategies te plaas waar hy hom wil hê. Sien, hy het homself in 'n land bevind waar God hom nie kon gebruik nie. God het geweet wat die toekoms gaan wees, en dit is aan die einde vir ons gegee. God het geweet wat die toekoms is en waar Josef moet gaan. God het geweet. God het nie vir Josef die hele prentjie gegee en gesê, my kind, weet jy wat, ek wil hê jy moet weet, dit is presies wat met jou gaan gebeur nie. Stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, stap 4. Nee, God gee hom 'n visie van die einde. En intussen tyd gebeur 'n klomp random dinge wat net lyk asof God glad nie in sy lewe betrokke is nie. Al die tyd is God besig om hom strategies te kry vir daardie visioen om te geskied. So sien nou, hy's nou in die gevangenskap. En soos ons aanlees, lees ons van die gedeelte waar die hoof, hy kry soveel guns inteendeel aan die gevangenis, dat hy toe in die gevangenis regeer. So daar's die persoon of die hoof van die gevangenis, hy's net onder hom en hy's besig om al die sake daar te besluit. Soveel so dat die persoon wat in beheer is van die gevangenis alles aan hom oorlaat en hy besluit niks nie, Josef besluit alles vir hom. En ons sien hier die resep volg in Josef se lewe. En hy kry guns. En soveel so dat daar word 2 van die konings se manne in hierdie gevangenis gegooi. Die eerste een was die hoofskinkster en die ander een was die hoofbakster. En hierdie 2 word in die tronk gegooi en een nag kry hulle droom. Elkeen van hulle kry 'n afsonderlike droom en hoort van die Here verklaar wat dit is en hulle lees, hulle raak benoud oor hierdie situasie en die volgende oggend kom Josef by hulle en sien maar hierdie man is bietjie benoud. Hulle gemoed lyk so bietjie af. Terwyl hulle gemoed so af is, praat Josef met hulle en sê, maar luister nie, maar wat gaan aan? En hulle albei vertel hierdie droom wat hulle het. Hulle vertel hierdie droom wat die Here vir hulle gegee het, of wat hulle gegee het, hulle het nie geweet die Here het vir hulle gegee nie, maar dit was God. En hulle sê dit toe aan Josef, en Josef lê toe die uitleg, en hy sê vir hulle presies wat oor 3 dae gaan plaasvind. Hy sê toe vir die eerste enetjie, luister hierso, die koning gaan jou herstel in jou rang, en jy gaan weer op die plek wees waar jy was. Hy gaan jou verhoog en terugplaas waar jy was. En jy gaan uit die gevangenis uitkom. En toe die ander een dit hoor, dink ek, great, my droom moet seker net so goed wees. En hy sê toe sy droom, en sy droom is dit nie so goed nie. En Josef sê vir hom, luister nie, maar jy gaan sterf oor 3 dae. Die koning gaan jou laat doodmaak. Stel dit bietjie in erger terme, maar gaan nou nie daarin gaan nie. En hy luister na die droom, en Josef sê vir die een skinkster, hy sê, luister hierso, wanneer dit met jou gebeur, wanneer dit gebeur soos ek vir jou gesê het, onthou my. En hy sê, okay, ek het 10 op daai staan. Ek sê, nee, natuurlijk, maar ek sê nooit, hoe kan ek jou ooit vergeet? Hoe kan ek jou ooit vergeet? En 3 dae gaan verby, en dit gebeur presies soos Josef vir hulle gesê het. En die woord van die Here sê, en toe die skinkster terug in sy posisie is, toe vergeet hy van Josef. En ons lees die volgende gedeelte en ons sien, dis 2 jaar later. 2 jaar later, Josef is nog steeds in die gevangenis waar hy was, hy's natuurlik in 'n goeie posisie daar, maar hy's nog steeds daar waar hy was. 2 jaar het verloop. Sien, soveel keer in ons lewens lyk dit asof daar 'n deurbraak kom. Soveel keer lyk dit vir ons soos, hier's dit nou, hier gaan die belofte van die Here manifesteer. Here, ek weet, ek kan sien, hy is besig om te werk. En dan boef, is daar stilte. Dan is ek moes seker verkeerd gekyk het. Ek het die tekens verkeerd gelees. Here, wat gaan aan? En 2 jaar verloop en Farao kry 'n droom. En ons sien hier dat Farao roep al sy towenaars en al sy slim mannetjies, almal wat dink hulle het wysheid. Hy roep hulle na vore. En ons sien in die gedeelte kon niemand hulle sy droom uitlê vir hom nie. So hy het 'n droom, en hierdie droom wat hy het, is soveel tekenis gelaai, het Farao so geplan. Toe hierdie mense nie vir my uitleg kan gee nie, toe onthou die hoofskinkster vir Josef.
Ek dink, daai oomblik moes dit iets gewees het. Ek het al oomblik in my lewe gehad, en dink, ek het vergeet om dit te doen. 2 jaar later, en hier klap by die man sy kop, en hy besef, hy het al die tyd van Josef vergeet, wat drome uitgelê het. En hy gaan na voor, en toe sê, luister hierso, ek ken iemand, ek het iemand ontmoet in die gevangenis, toe jy vir my kwaad was, om aan die gevangenis gewerp het, toe het ek iemand ontmoet, wat my drome uitgelê het, en dit was presies soos wat hy gesê het, dit was, so dit plaasgevind. En Farao roep Josef na hom toe. En hy weerlê sy droom aan Josef. Nou, ek wil net hierdie gedeelte ook net vir u lees. Nou, in Genesis 41 is die gedeelte. Hoor wat sê die woord van die Here in Genesis 41, vers 38 tot 44, en dit sê, daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man, in wie die gees van God is? En Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef. En hy het hom fyn linnenklere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang. En hom laat ry op sy tweede rytuig. En hulle het voor hom uitgeroep, pas op, so het hy hom dan oor die hele Egipte aangestel. En Farao sê vir Josef, ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in die hele Egipte verroer nie. Jy sien, Josef moes uit Kanaan uitbeweeg het om in Potifar se huis te kom. Josef moes uit Potifar se huis uitgegooi geword het in die tronk om in die gevangenis te wees sodat hy onder die Farao kan inkom. En hy moes onder die Farao kan inkom, leer die woord van die Here ons, om die plan wat God vir Israel het te laat bewerkstellig. Sien, in ons gedagte is dit 'n klomp vreemde skuwe wat nie sin maak nie, maar God weet presies wat besig is om te gebeur. Daar is nie 'n enkele oomblik in jou of in my lewe wat God ontkant gevang word nie. Selfs in jou oomblik van swakheid. Selfs in jou oomblik van swakheid weet God presies wat met jou lewe gebeur en wat gaan vorentoe plaasvind. Selfs wanneer ek en jy foute maak, weet die Here presies wat is die nagevolge en wat sal die antwoorde wees om daaruit te kom. Daar's nie 'n ding wat vir God onbewus is nie. Ek en jy as mense is vasgevang in tyd. En ons kyk na deur hierdie lewe met die oë en ons probeer na die toekoms kyk deur die oë van tyd, terwyl God heeltemal uit tyd geneem is en begin en einde is nie vir hom onbekend nie. Hy sien alles op een oomblik. God is nie onbewus van jou lewe nie. Inteendeel, is dit vir my so interessant, daar's enkele kere in hierdie hele teks, vanaf vers 37 tot 50 toe, waar God werklik genoem word. Dis die keer waar dit gesê word dat God was met hom gewees. Daar's nie oomblikke waar jy gesien het, Josef het neergebuig, en ek glo hy het gebid, ek glo hy het kliphard gebid, maar is nie enkele oomblik, wanneer dit gelees word, as jy as skrywer dit lees, waar dit sê, joh, en die Here het van die teenwoordigheid het gekom, en om bemoedig en vir hom gesê, bid net 'n bietjie langer, hou 'n bietjie vas, hou goeie moed, nêrens lees jy dit nie. Jy sien, want dit is hoe dit vir ons voel. In die oomblikke van ons benoudheid, in die oomblik wanneer ek in die gevangenskap is, of in 'n vreemde huis, in die oomblikke wanneer ons onsself so ver van die plan van die Here af vind, terwyl ons eintlik in dit is. In die oomblik wanneer ons dink, God het ons verlaat, is dit juis wanneer hy besig is om te werk. Wanneer ek en jy dink, dis die einde, vir God is dit net die begin. Vir God is dit net die begin. Jy sien, as mens na hierdie situasie sou kyk uit menslike oogpunt, is dit vir ons so maklik as ons self in Josef se skoene te plaas om vir onsself te sê, joh, Here, ek weet nie meer of dit 'n moeite werd is om u kind te wees nie. Jesus, ek lê my lewe voor u neer, ek word in 'n put gegooi. Jesus, ek kom in 'n vreemde huis, ek hou u, onderhou u, daar's 'n vrou wat met my wil snaakse dinge doen. Vir kinders is dit snaakse dinge. Daar's 'n vrou wat allerlei goeders met my wil doen.
En ek is getrou, ek onderhou u woord en nog steeds word ek in 'n tronk gegooi. Jy sien eers, toe Josef onder Farao regeer, toe hy onder Farao regeer, toe kon Josef terugkyk en sê, Here, u was met my. Jy sien, die Here werk op 'n interessante manier. Ek sê altyd, God werk nie so, hy wys nie vir jou en my ons hele lewens, as jy luister hierso, hierdie is alles wat gaan plaasvind nie. God gee jou baie 'n visie, 'n plan vir die toekoms. 'n rigting waarom te beweeg. En dan help hy ons om tot by die volgende punt te kom. En tot die volgende punt, en tot die volgende punt, en tot die volgende punt. En eers wanneer jy aan die einde van al die punte is, begin die hele prentjie vir jou sin maak. Weet nie, toe jy jonger was, wie daai tekenprentjies geteken waar dit so genommer was, en 1 en 'n 2 en 'n 3 en 'n 4 en 'n 5 en 'n 6, al die pad tot 100 of hoeveel ook al. En baie keer was hierdie lyntjies aan mekaar gekonnekteer op 'n baie onlogiese wyse. Dit het nie op 'n rasionele manier plaasgevind nie. 1 is hierso, 2 is daar, dan is 3 weer daar, en 4 is daar. En tydens hierdie ding weet jy nie of dit 'n haas of 'n hond of 'n skoenlapper is nie, maar daar's een of ander prentjie hier betrokke. Jy weet, daar's iets. Wat dit is, het jy geen idee nie. En dan soos jy aan die einde van hierdie prentjie begin kom, begin jy hierdie mooi beeld begin sien. En dit is so met jou en my lewe. God is so betrokke. Ek wil vir u sê, natuurlik vir dit om te manifesteer, moet jou lewe aan hom behoort. Ja, God se seën reën oor die heilige sowel as die onregverdige. Maar vir God se wil, vir God se prentjie om in jou lewe te wees, moet jou lewe totaal en al aan hom behoort. Moet jy toelaat en te sê, Here, ek vertrou u met my lewe. Dit mag nie sin maak nie. Wat daar gebeur, mag ek dalk nie altyd van hou nie, maar Here, ek weet dat u sien waar ek nie sien nie. Here, ek weet dat u weet wat ek nie weet nie. Sien, dit is vir ons so maklik om die reën van die Here te gee, wanneer ons hoogtepunte bereik, wanneer ons pa vir ons 'n mooi jas aantrek, en almal kyk daarna en sê, joh, hy is so geliefd, ons is so jaloers. Dit is so maklik om die Here te dien, wanneer dit goed gaan, en ons regeer oor 'n huishouding, en alles gebeur deur ons, en alles is in 'n plek van ag. Dit is so maklik om die Here te dien, wanneer ons onder Farao gestel word, maar wat van al die ander plekke, waardeur ons gaan om daar te kom? As ons bereid om te sê, Here, selfs daar, selfs in die gevangenskap, selfs in die put, is ek bereid om u te vertrou. Jy sien, toe Josef getempteer was, in Potifar se huis, ja, hy het geregeer, maar hy was steeds in 'n vreemde huis, in 'n vreemde land, op oog sigself, ver weg van die visie wat God vir hom gegee het. Het is my interessant, dat dit is waar die duiwel kies, om hom te kom tempteer. Het is interessant in daardie oomblik, dat die duiwel kies om aan hom 'n versoeking te plaas. Op 'n plek waar dit lyk asof hy in 'n vreemde land is, waar vreemde gode is, en hy het beter as wat hy in sy eie huis gehad het, waar sy broers hom verraai het, en hom wou vermoor. Het is interessant dat die duiwel daai strategiese punt gekies het, om hom te kom versoek. Jy sien, in jou en my stap, is dit 'n stap van geloof. Dis 'n stap waar ons sê, Here, ek is bereid om u te vertrou. Al maak dinge nie sin nie, en Here, ek is so bereid om u te vertrou, en ek is so sold out, dat al gaan dinge nie na my sin nie, Here, sal ek kies om u te onderhou, eerder as die wêreld daar buite. U maak vir my meer saak as my eie vlees. U maak vir my meer saak as die ingewing van 'n oomblik. Here, omdat ek nie u wil oneer nie, omdat ek nie u wil skade aandoen nie, Here, kies ek om u te volg, selfs wanneer dinge nie gaan na my wil nie. Dit is my interessant, dat in hierdie periode van Egipte, word hy versoek en getempteer, om oor te gee aan iets anders. Jy sien, waar die wil van God besig is om te manifesteer, gaan die vyand altyd jou fokus van God probeer afhaal. Dit is 'n realiteit. Waar God besig is om te werk, gaan die duiwel altyd jou aandag van hom af probeer wegvat. En net soos die duiwel niks kon doen, dink gou in hierdie verhaal, daar's nie 'n enkele mens wat die duiwel gebruik het om die ondergang van Josef te beteken nie, want die hand van die Here was oor Josef gewees. Daar's nie 'n enkele ding wat die duiwel kon gedoen het nie. So wat was sy laaste probeerslag? Is om Josef te kry om sy rug te draai op die Here.
om Josef te kry, om homself uit die plan van die Here te probeer uithaal. Maar al is hy baie stil in die tyd, rondom die karakter van God, wys Josef se lewe vir jou en vir my, hy het 'n geloof gehad in die Here, meer as wat baie gesien is in God se woord. Hy het 'n geloof en 'n vertroue in God se karakter en plan gehad vir sy lewe, soos wat ek uit min profete in God se woord sien. Want maak nie saak hoe sleg dit met hom gegaan het nie, maak nie saak waar hy homself bevind het nie, sy nommer 1 prioriteit was God. Sien, 'n hele paar skrifte na hierdie gedeelte, want ons verstaan dat die droom van Farao was 'n waarskuwing van die Here af rondom 7 jare van oorsvloed en dan 7 jare van hongersnood. En God het Josef daar geplaas strategies. En Farao het absoluut die voordeel daarvan beleef. Maar Josef het absoluut, want God het absoluut Josef daar geplaas strategies vir die vooruitsig van Israel. Vir dit wat God vir die volk beplan, as gevolg, en dit word in die teksvers genoem, as gevolg van die beloftes rondom Abraham en sy nageslag. So Josef het 'n kardinale rol gespeel in die geskiedenis van God se volk. Ek dink nie eers Josef was bewus, dalk na die einde toe, maar wat presies daardie drome beteken het nie. Ek dink nie eers Josef was bewus van die plan wat God vir sy lewe het nie. Jy sien, dis waarom ek en jy nie beheer kan ontvang van ons lewens nie. Want ons droom te klein. Ons beplan te klein. Ons sien nie dit wat God sien nie. En natuurlik is ek en jy nie in staat nie. Hierdie hele wandel met Christus is 'n absolute proses waar ons God vertrou. En die enigste manier wat hierdie groot plan in jou lewe kan manifesteer, is as jy vertrou op hom is. En op hom bly. Jy gaan dit nie uit jou eie krag kan doen nie. Jy gaan dit nie deur jou eie wysheid kan doen nie, maar deur die Gees van God. Dink hoe spesiaal moes die teenwoordigheid en die guns van God op Moses se lewe gewees, op Josef se lewe gewees het. Dat die heiden van alle heidene, Farao, na hom kyk en sê, die Gees van die Here is in jou. Die Gees van die Here is in jou. Jy sien, as God in jou is, sal jou grootste vyand sal bely wie die God oor jou lewe is. Die een wat oor alles reageer, alles mag het. Op daardie stadium is Farao die grootste mag in die ganse wêreld. En God plaas sy eie een reg onder hom. Soveel so dat Farao sê, luister hierso, ek het dalk die troon, maar jy's in beheer. Ek dryf nie hierdie perdjie nie, jy doen. Jy besluit waantoe ons op pad. Want Farao het besef, daar's iets wat groter en sterker oor Moses is, wat hy as mens nie kan bereik, of nie kan doen nie. En die woord van die Here leer, dat hierdie hongertye het gekom, en toe die hongertye kom, die oorvloed was daar, presies soos wat Josef vertaal het, in die droom uit en uitgelê het, en toe kom die hongersnood, en toe die hongersnood kom, toe manifesteer die droom, wat hy aan hom gegee het. Nou, die eerste droom was, sy broers wat voor hom neerbuig. Ons sien dit plaasvind. Israel stuur sy seuns na Josef toe en sê, luister hierso, ons het nie meer kos nie, ek wil hê julle moet vir ons kos gaan haal. Hulle het geen idee dat hulle broer is die een wie hulle gaan sien aan die ander kant nie, en die een wie hulle gaan moet smeek vir voedsel. Die woord van die Here sê, en toe hulle voor Josef kom, toe buig hulle op hulle aangesig neer. En net daar manifesteer die belofte van God. Die tweede droom wat hy gehad het, was dat die maan en die sterre en die son voor hom neerbuig. As jy die woord van die Here verklaar, 'n enkele skrifgedeelte voor dit, dat die hele wêreld, Farao het instruksie gegee, dat die hele wêreld, wat kom om voedsel te kom haal, moet met Josef praat. En hy mag besluit wat gebeur. Hy het die mag om te besluit wat gebeur, rondom die voeding op daardie stadium, met die hele ganse wêreld. Maar God se plan
was dat Josef daar moet wees, in 'n vreemde land, in 'n vreemde plek, sodat sy volk kan voortgaan. Sodat sy belofte aan Abraham kan manifesteer. Jy sien, nou daar's 'n hele paar dinge wat daarna gebeur het, wat net sulke diep lesse is. Maar die realiteit is, Genesis 50, wat ons vroeër gelees het, waar het gesê dat, maak nie saak wat sy plan julle oor my het nie, vanaf vers 18 tot 20, waar hy gesê het, en sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval gesê, kyk, ons is die slawe, maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees nie, want is ek nie in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit goed gedink om te doen soos dit vandag is. Om 'n groot volk in die lewe te hê. Hy praat van Israel daar. Oomblikke voor die, skrifte voor die, het Josef se pa Jakob gesterf. Josef se pa Jakob het gesterf en sy broers kyk na mekaar en dink, jene, nou gaan dit kom. Nou kom die wraak wat ons verwag het. Nou dat papa dood is, nou gaan Boetie sy plek inneem en ons gaan scatter. Sien, maar Josef het besef dat geen mens het beheer oor sy lewe nie. Dat selfs dit wat sy broers aangevang het, was nie eers hulle keuse nie. Kan ek en jy 'n punt in ons lewens bereik, waar ons besef, dat maak nie saak wat teen jou besluit, of teen jou opkom nie, geen mag is oor jou lewe, behalwe God se. Ek wil vandag vir u sê, as jou lewe aan God behoort, as jy die gees van die Here in jou het en hom volg, sal niks wat geen mens aan jou wil doen, kan slaag nie. Tensy dit God se wil is. En tensy dit tot jou en ander se voordeel is. En dat sy naam verheerlik moet word. Daar's nie 'n enkele ding wat in jou kan opstaan, wat jou sal kan platslaan nie. Niks. Jy sien, om op hierdie plek te kom waar Josef homself bevind, moet ek en jy op 'n plek wees waar ons God se karakter ken. Die antwoord vir jou en my vandag, want ons het genoeg voorbeelde uit God se woord om te besef, wie is die God wat ek en u dien? Die antwoord vir jou en my vandag is om te besef wie en wat God is en hoe hy oor ons voel. Daar's 'n rede hoekom die woord van die Here nie. Die oomblik toe ek daai skrif snap, toe verander dit my lewe. Daar's 'n rede hoekom die woord van die Here in 2 Petrus 1 vers 2 verklaar, mag genade en vrede vir jou vermeerder deur die kennis van God en ons Here Jesus Christus. Kennis, weet ons, is die Griekse woord daarso, epignosis, wat beteken om intiem te ken. Dit beteken intiem om so goed te ken, jy ken spesifieke punte van God se hart. Jy sien, maar genade en vrede. Nou as ek en jy Josef se verhaal lees, dan dink ons genade, daar's nie baie vrede nie. Maar jy sien, die Griekse woord vir vrede is charis, is Irene, wat beteken 'n absence of war. Dit beteken 'n innerlike vrede. Dit beteken die tipe vrede wat nie deur jou omstandighede bepaal word nie. Dit beteken dat jou omstandighede kan hoe erg wees, jy kan in die tronk wees, jy kan in 'n vreemde huis wees, maar omdat jy God ken, omdat jy spesifieke punte van sy hart ken, omdat jy weet hoe hy oor jou voel, omdat hy weet wat hy deur Jesus Christus vir jou gedoen het, omdat jy alles van hom weet, kan niks wat in jou opstaan 'n ander prentjie vir jou oor hom gee nie. Wanneer die duiwel vir jou sê, die Here het jou verlaat, kan jy sê, God se woord sê, hy sal my nooit begewe of verlaat nie. Wanneer die duiwel vir jou sê, jy's 'n sondaar, kan jy sê, ek is regverdig deur die bloed van Jesus. Wanneer die duiwel vir jou sê, jy verdien dit nie, kan jy sê, niemand verdien dit nie, maar God se genade oor my is groot. Sien, die realiteit is, as jy God ken, kan jy vas staan. Geloof kan onmoontlik manifesteer sonder vertroue in God. Sonder kennis in God. Dit is die woord van die Here in Romeine 10 vers 17 vir ons leer, geloof is deur die gehoor en gehoor is deur die woord van God.
woord van God is so mooi in Grieks. Rema Christus is wat dit beteken, is wat dit sê in Grieks. Rema Christus, rema wat 'n gesproke woord van God is, en Christus wat verwys na Jesus, die Messias. Sien eintlik wat Romeine 10 vers 17 vir jou en vir my sê, deur die rema van Jesus, deur die lewende gesproke woord van Jesus Christus, deur dit wat God deur Jesus se lewe gedoen het, as daai openbaring in jou lewe inkom, dan besef jy wie en wat God is en jy begin hom vertrou soos nog nooit tevore nie. Dan is daar 'n geloof in jou wat geen vyand kan verslaan nie. Jy sien, is interessant dat Efesiërs 6 sê Paulus dat geloof is die skuld. Geloof is dit wat die aanvalle van die vyand oor jou lewe stop. Geloof is die skuld. En die swaard is die woord. Sien, want as jy geloof en vertroue in God het, kan al die aanklagtes van die vyand nie deurdring nie. En wanneer jy die woord van die Here in jou het, dan kan jy aanval met waarheid. Want jy sien, die vyand val aan met leuns, met accusations. Dis wat hy op jou neerval, dis wanneer hy jou aanval. En dan, as jy God se karakter verstaan, stop jy die leuen. En nie net stop jy die leuen nie, maar as jy die woord van die Here ken, val jy terug aan. So kom Jesus elke liewe keer gesê het, daar staan geskrywe. Elke keer wanneer die duiwel in die woestyn hom kom versoek het nie, sê hy, daar staan geskrywe. As die fariseërs voor hom gekom het, het hy gesê, gaan lees wat daar staan. Jy sien hier die lewende woord van God, sal vir jou 'n lewe gee, as gevolg van die feit, dat jy 'n lewendige God dien. Hierdie lewendige woord sal vir jou 'n oorvloedige lewe gee, as gevolg van die almagtige God wat jy dien. En wanneer jy die waarhede daarvan ontsluit, en deur die werking van die Heilige Gees, raak dit meer as net 'n skrifgie, maar dit raak 'n leefwyse, dan verander alles. Ek weet nie waardeur u gaan nie. Ek weet nie waar u deur gaan, dat die Here my 'n eenvoudige Bybelstorie, wat ons as kinders in die Sondagskool leer gewoonlik, laat bedien nie. Maar ek kan een ding vir u sê, toe ek dit gaan lees, toe verander die Here my. Toe ek dit gaan lees, toe verander die Here my gedagtes. Toe ek dit gaan lees, toe besef ek hoe groot waarheid is daar in Christus. Hoe groot waarheid is daar in die Vader. Niks wat niemand oor jou beplan, sal kan slaag nie. Geen wapen wat teen jou opgerig word, sal kan seëvier nie. Geen plan van geen mens sal kan manifesteer nie. Geen vyand sal kan verslaan nie. Geen storm sal kan stilmaak nie. Die God wat in jou is almagtig. Daar's nie 'n lewende siel van onreinheid wat voor hom kan staan nie. God se teenwoordigheid is so sterk en so groot, dat die wat nie die bloed van Jesus na hom toe kan kom, sal kan bly staan nie. God daal neer op 'n berg, nadat die volk gesê het, bring. Daal God neer op 'n berg, en die volk is so bang, hulle weier om met God te praat, en sê, Moses, gaan jy. Jy dien 'n God wat so groot is. Hy's nie net in die Ou Testament nie. Hy's nie net in die Nuwe Testament nie. Hy's vandag so betrokke soos wat hy daai tyd was. God het nie sy aangesig op ons verdraai nie. Hy's nie ver weg van ons af nie. Hy's so betrokke soos hy in Paulus se lewe was, is hy betrokke in joune. Soos hy by Josef was, so is hy by jou. Daar's 'n God wat groot en almagtig is. Hierdie heelal verkondig sy almag. Verstaan vanoggend wie u by u het. Wie in u is.
U weet nie waar ons sou gewees het nie. As dit nie vir die genade van die Here oor jou en my lewe was, weet U nie waar U sou gewees het nie. As dit nie vir God was wat besluit het om 'n inbraak te maak op jou lewe nie. U weet nie waar U sou gewees het nie. Jy weet nie wat in jou lewe sou gebeur het as die hand van die Here nie oor jou was nie. Ja, selfs in jou dae toe jy hom nie gesoek het nie. Jy is absoluut onbewus van die teenwoordigheid van God in jou lewe. Selfs wanneer jy bewus is daarvan. Jy besef nie hoe betrokke hy is dag na dag na dag nie. As jy in jou kar klim, as jy werk toe gaan, as jy huis toe gaan, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, hy is daar. Hy was nog altyd daar. Ons het geen idee van die grootheid van die God wat ek en jy dien nie. Ons het nie 'n benul nie. Ek is absoluut bewus daarvan, terwyl ek en jy in hierdie aardse pakkie is, sal ons die grootheid van God nie kan begryp nie. Ons sal nie. Is onmoontlik. Is onmoontlik. God is meer werklik as die klere wat jy aan het. God is nader aan jou as die senuwees in jou lyf. Jy het geen idee nie, en so ek ook nie. Maar wat 'n voorreg is dit vanoggend om so 'n God te kan dien. Dit help nie ons maak planne nie. Dit sê die woord van die Here en die Gees van God jou lei om goed te beraam, is dit puntloos. Ons maak dag na dag planne en vinnig herinner hierdie lewe jou planne beteken niks. Maar die God wat in jou lewe is, hy beteken alles. Sal jy vanoggend saam met my staan, ek wil vir ons bid. Sal jy die oë vir my sluit? Here, wat 'n voorreg is dit vanoggend om voor U te kan staan. Jesus, want ons staan nie vandag hier uit ons eie regverdigheid nie. Ons staan nie vandag hier uit ons werke uit nie, Jesus. Niks kwalifiseer ons hier om U te wees, behalwe U en U alleen. Jesus, U het vir ons alles geoffer op daardie kruis. So dankie vir elke siel wat vanoggend besluit het om na U toe te kom. So dankie Heilige Gees dat U die grond voorberei het. En dankie dat ek weet, U gaan die volëinder van hulle wees. So ook my God vra ek, dat U die volëinder in ons verhaal sal wees. Heilige Gees, werk deur ons lewens. Help ons om hier te vertrou, Here. Help ons om op 'n plek te kom waar ons sê, Here, ons gee ons lewens vir U ten volle. Ons wil nie in bestuur wees daarvan nie, al maak dinge nie sin nie, Here, al weet ons nie waartoe ons op pad is nie. Jesus, U doen. Maar Vader, U doen. En dis waarom ons lewens vir U wil gee. En sê, Here, neem beheer. Help ons in elke gedeelte van ons lewens. Help ons om te leer dat ons U kan vertrou. Help ons, Here, om 'n geloof op te bou. Jesus, wat nie sal skrik vir omstandighede nie. Help ons om 'n vertroue in U karakter te hê, my God. Want U alleen is waardig om vertrou te word. Jesus, ons prys U en ons loof U. U het 'n naam bo elke naam. Here Jesus, dankie dat ek vir ons elkeen vanoggend hier kan bid. En ek kan sê, Heilige Gees, werk deur ons lewens. Maar ons besef dat maandag tot sondag is in U hand. Dat al die 24 uur in ons dag is in U hand. En dan daar's nie 'n sekonde daarvan wat U nie bewus is nie. Help ons om U elke sekonde toe te laat om in beheer te wees. Ons wil U plan vir ons lewens volg. My God, mag U wil oor ons manifesteer. Soos U wil
Ek loof U en ek prys U. Ek pleit die kosbare bloed van Jesus oor elkeen hier vanoggend. En die Here mag die waarheid van U woord 'n werklikheid by ons wees, soos nog nooit ooit tevore nie. Maar mag ons die waarheid sien vir wat dit is. Ek loof en ek prys U, Jesus. Dankie dat U ons genadig is en lankmoedig is. En dat U ons swakhede absoluut te hulp kom. Ek loof U en ek prys U vir die besonderse plan wat U oor elkeen hier het. Dankie Koning Jesus vir die teenwoordigheid en die beskerming oor hulle lewe. En mag hulle 'n vrede beleef in U Here soos nog nooit tevore nie. Dit is my gebed Jesus, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik uit U genade uit. Amen. Amen.